Goeiedag, ons is in die Pasga of Pesach reeks en hierdie is gedeelte nommer 5. En vandag bespreek ons bietjie, van hier af bespreek ons die 48 uur voor Yeshua se kruisiging. Ons het gekyk hoe Yeshua die lam van God is en ons het gekyk na wêreldse vieringe teenoor goddelike afsprake. Ook na Yeshua se profesie oor sy 3 dae en 3 nagte in die graf. Maar vandag en vir die volgende 7 dae gaan ons verder kyk oor wat presies alles gebeur het die laaste 48 uur voor ons Messias Yeshua gekruisig het. In Matteus 26 vers 1 tot 5 staan, en toe Yeshua al hierdie woorde geëindig het, sê hy vir sy disippels, julle weet dat oor 2 dae die Pasga kom, dan word die seun van die mens oorgelewer om gekruisig te word. Toe kom die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge van die volk bymekaar in die paleis van die hoofpriester, wat Kajafas genoem word, en hou saam raad om Yeshua met lus gevange te neem en om die lewe te bring. Maar hulle het gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer onder die volk kom nie. Het jy dit gehoor, Tabernakels kind van Abba? Ek meen, Yeshua lewer 'n sjokker aan sy disippels, dat hy bykans onmiddellik binne 'n paar ure, etlike ure gekruisig gaan word. Ek meen, kan jy jou indink, wat het deur hierdie disippels se gedagtes gegaan? Dis van, is Yeshua ernstig? Hoekom? Hoekom gaan hy gekruisig word? Hulle het juis gedink dat hy gaan heers oor die Romeine. En dink bietjie daaroor. Hoe kon Yeshua iets geprofeteer het wat alles afgehang het van ander se optredes? Hoe kon Yeshua iets geprofeteer het wat presies in volgorde gebeur het? Is dit omdat die seun van God, die seun van Jothy, waar hy geweet het wat was Abba Vader se verlossingsplan? Verseker. Nou hierdie woorde van Yeshua is gespreek volgens Matteus en Markus 2 dae voor Pasga of Pesach op die Olyfberg. Nadat Yeshua hierdie skokkende nuus vir sy disippels vertel het, lees ons dadelik van 'n sameswering van die tempelowerhede om van Yeshua ontslae te raak. En ek wil 'n bietjie agtergrond skets, net om ons te help verstaan wat die ware motief van hierdie godsdienstige owerhede was vir hierdie strewe om weg te doen met Yeshua ons Messias. Alhoewel dit blykbaar die tempelowerhede, die Sadduseërs was, wat hierdie poging gelei het om Yeshua dood te maak, het ons ook melding van die skrifgeleerdes en die ouderlinge. Matteus maak dit duidelik dat die hoogste leiers van die godsdienstowerhede Yeshua wou doodmaak, maar hoekom? Dit het hoofsaaklik alles gegaan oor politiek. Ek meen, hierdie ouens sou selfs hulle godsdiens gebruik as die middel om sake te draai om hulle bose bedoelings te bedreig of te bereik. Ons moet verstaan, die Sadduseërs was die hoogste tempelowerhede en is oor die algemeen deur die gewone mens, selfs die Jode van daardie tyd gehaat, omdat hierdie getitelde Sadduseërs, hulle was te bly om saam met die Romeine mee te werk. Jy sien, die plaaslike Romeinse owerhede het geen belangstelling in die Joodse godsdiens of Judaïsme gehad nie, en het ook niks daarteen gehad nie. Al wat die Romeine vereis het, was vrede in die streek en dat die Jode hulle belasting moet betaal. Dis al. En natuurlik moes die Romeine 'n manier ook vind om die Joodse bevolking te oortuig om Caesar te eer, soos van almal vereis was in daardie tyd. Dit was verpligtend dat alle mense die Caesar as 'n god aanbid het. Maar die Jode het geweier en vir 'n lang tyd het baie bloedvergieting as gevolg daarvan. En interessant genoeg het die Romeine mettertyd besluit of ingegee om aan te hou hieroor veg en het 'n uitsondering vir die Jode in hierdie verband gemaak. En daarom was al wat die Romeine van die Jode geëis het, behoorlike respek vir die Romeinse wet en vir Caesar as hulle soewereine. Maar hulle hoef nie Caesar as 'n god te aanbid nie. Nog iets wat die Romeine geëis het, was dat die Jode die Romeinse wet gehoorsaam, tot op 'n punt. Toegewings is gemaak, maar daar waar die
Joodse wette en die Romeinse wette of reg in sommige gevalle gebots het, maar nie in ander nie. Byvoorbeeld, al kon die Sanhedrin, Sadduseërs of die Sanhedrin, die doodsvonnis vir 'n persoon of vir 'n Jood wat skuldig bevind word aan die oortreding van 'n godsdienstige wet of selfs teenoor Vader se woord, kon hierdie owerhede of hierdie Sanhedrin 'n bevel gee, kon hulle nie die vonnis voltrek tensy die plaaslike Romeinse goewerneur amptelik daartoe ingestem het nie. En dit het klaarblyklik nie dikwels gebeur nie. Die Romeine was meer geïnteresseerd daarin om hulle tyd te spandeer om hierdie Jode reg te stel wat die Romeinse wette verbreek het. En in hierdie saak het die tempelleiers min mag gehad behalwe om te appeleer. In Yeshua se era was die groot kwessie vir die Romeine om potensiële Joodse rebelle en moeilikheidmakers te identifiseer en hulle te hanteer, altyd op die mees griesame en publieke manier moontlik, deur hulle te kruisig. Oor die algemeen het die tempelowerhede min belang daarin gehad om hierdie gruweldaad teen hulle eie mense te stop, omdat dit nie hulle magsbasis of hulle rykdom bedreig of selfs verbeter het nie. En dit is krities. Die hoof van die tempelowerheid in daardie era, die hoëpriester, was altyd 'n getitelde man genoem en was nooit regtig verbind tot die regte instruksie van die Levitiese priesterorde van Abba Vader nie, soos beveel is in Vader se woord hoe om die hoëpriester te wees nie. Letterlik was die hoëpriester nie net onwettig in daardie opsig nie, maar hy was ook 'n amp. Hy het ook 'n amp beklee wat gekoop en verkoop het. En dit gewoonlik het die ondersteuning en seëninge van die plaaslike goewerneur, van die Romeinse goewerneur geverg. Dit was werklik 'n politieke amp wat hom as 'n godsdienstige amp voorgedoen het. En die doel daarvan was persoonlike wins en mag. So al hierdie agtergrond om te verduidelik dat ons nie afgelei moet word of onkant gevang moet word deur die valse beskuldigings teen Yeshua van godlastering en opstand as die veronderstelde redes waarom die hoëpriester Yeshua wou dood hê nie. Die bekommernis was een waaroor wat die hoëpriester gehad het. Die bekommernis was een waaroor elke politikus bekommerd is. En daar's twee dinge hoekom 'n politikus bekommerd is. Die eerstens is as hy 'n mededinger het wat inkom en die fokus van hom afneem. So ewe skielik word die fokus van hom afgehaal want daar's 'n mededinger wat inkom. Die tweede rede is 'n persoon wat die geneentheid van die mense besig is om te wen en sodoende die politikus se houvas op hulle bedreig. Dis die twee redes. Verder is die tempelowerhede of leiers deur die Romeine aangesê om vrede te bewaar. So die skuld die skuld vir Joodse onluste en opstande het op die lesenaar van die hoëpriester Kajafas beland. En daarom was die tempelowerhede heeltemal in orde met Romeinse soldate wat die Jode gedreig, geslaan, beseer en selfs doodgemaak het, omdat dit uiteindelik hulle doel gedien het. As goeie politikus was hulle besluit om Yeshua dood te maak nooit in twyfel getrek nie. Dit was net hoe en wanneer. So hier in Matteus is dit Kajafas wat as die hoëpriester geïdentifiseer word. En dit was in sy paleisagtige huis dat die sameswerders ontmoet het. Hulle het saamgestem dat hulle baie versigtig moet wees oor hoe hulle te werk gaan. Maar die hoofdoel was om Yeshua dood te maak. Hulle wou nie 'n oproer maak nie. En dit is dalk 'n goeie tyd om ook te noem dat Kajafas nie in die evangelies van Markus of Lukas genoem word nie. Maar Kajafas word 'n paar keer wel by die naam genoem in die evangelie Matteus en Johannes. So Matteus en Johannes was tot die punt toe. En feite soos wie die hoëpriester beklee het, was vir hulle baie belangrik. En ons gaan nog daaroor praat, maar Johannes het die hoëpriester geken, want nie enige een kon net ingaan by die voorhof van die hoëpriester nie. En Johannes en Petrus het.
Dis mos waar Petrus vir Yeshua verraai toe die haan 3 keer gekry het. So in Matteus, ons gaan meer daaroor praat, maar so in Matteus 26 vers 5 sê die owerpriesters en die skrifgeleerdes en die ouderlinge vir mekaar om Yeshua met lus gevange te neem en om die lewe te bring. Maar hulle het gesê, nie op die fees nie, sodat daar nie miskien oproer onder die volk kan kom nie. Onthou Jerusalem en sy voorstede is tydens hierdie feesseisoen gevul 10voudig, met honderde duisende kinders van Israel wat van oral af gekom het. So godsdienstige ywer en passie het hoog geloop, wat baie emosies geskep het. En iets soos die moord op Yeshua kon onluste en onrus veroorsaak het, wat op hulle beurt hierdie Joodse godsdienstige leiers in warm water sou kry met die plaaslike Romeinse gouverneur Pilatus. Met al hierdie agtergrond sien ons hoe Yeshua en sy disippels op pad is na die naby geleë Betanië, en waar daar staan in Matteus 26 vers 6, en toe Yeshua in Betanië was, in die huis van Simon die Melaatse. Hoor gou mooi, ons word vertel dat hulle na die huis van 'n man met die naam Simon gegaan het, en hy word verder geïdentifiseer as die man wat melaatsheid gehad het. Die oorspronklike Griekse woord is lepros. Nou vir die wat die parashas lees, die gedeeltes van Vader se woord lees of luister, weet hierdie week se gedeelte is gedeelte of parasha 28. Ja, die 28ste lesing wat saam gelees word uit die Torah, die Haftara en die Bridesha, is parasha Metzora. Parasha, vir die wat nie weet nie, parasha beteken gedeelte in Vader se woord. En dit word daagliks bestudeer en weekliks afgebreek en bestudeer. En hierdie week se gedeelte word genoem in Hebreëus Metzora, 'n woord wat melaatsheid beteken, of ook one being diseased. Die woord Metzora verskyn in Levitikus 14 vers 2 wat sê, dit is die wet van die melaatse op die dag van sy reiniging. Hy moet na die priester gebring word. Nou in Levitikus 14, as jy dit gaan bestudeer, word daar in Levitikus 14 die suiweringsrituele uiteengesit om die melaatse en die melaatse se huis te reinig. En hier in Matteus 26 word genoem dat Yeshua in Betanië was in die huis van Simon die melaatse. Omdat die rede waarom die siekte selfs by die naam genoem word, of eintlik per soort, is omdat dit 'n siekte is wat veroorsaak word deur 'n onsuiwere geestelike toestand. Melaatsheid, of die Hebreëse woord tsaraat, wat beteken skin disease, is nie 'n spesifieke siekte nie, maar eerder sekere siektes wat van gesê word dat Abba Vader dit oor mense laat kom as 'n uiterlike openbaring van hulle innerlike geestelike toestand. Oor die algemeen was melaatse mense uitgeworpenes en moes hulle geïsoleer het buite die stede en dorpe, omdat sulke onreinheid en velsiekte kon versprei word en die mense dit baie gevrees het. So die vraag is, tabernakelskind van Abba, hoekom was Simon die melaatse nog in sy huis en nie buite die stad nie? Want inderdaad lyk dit in hierdie geval of Simon nog steeds in sy eie huis gewoon het, terwyl hy aan so siekte gely het. Maar dalk was dit nie eers die geval nie, en word dit spesifiek genoem. Niks staan in Vader se woord verniet nie. Dit word spesifiek genoem, want iemand anders het wel die huis besoek, wat sy innerlike geestelike toestand nie in orde was nie, en wat op die punt was om geontbloot te word. As jy dit mooi bestudeer, het Simon nie meer die melaatsheid gehad nie, want dan sou almal nie sy huis besoek het, met hom daar binne nie. Maar dat hy wel die Simon was, wat melaatsheid gehad het, en dat hy nou genees is. Die geneesheer kom besoek hom. Simon was die man wat melaatsheid in die verlede gehad het, wat onreinheid gehad het,
En dit wil sê, hy was in die omgewing bekend. Hy was bekend as die man, hy was in Betanië of in die omgewing, sy strate oral, was hy bekend as die man wat op 'n tyd melaatsheid gehad het. Maar nie meer. Die Simeon was so 'n algemene naam in daardie area, dat 'n ander manier nodig was om te weet na wat se Simeon verwys word. Nou ons Bybel staan na Simon, en die Hebreë is dit Simeon, verwys word. Watter ene? So dis hoekom hulle sê Simeon die melaatse. Hy het melaatsheid gehad. En dit was 'n manier om sodoende te identifiseer na wie se huis Yeshua en die disippels waarlik gegaan het. Jy sien, tabernakelskind van Abba, na wie se huis Yeshua hulle gegaan het, is nie eintlik die werklike kwessie nie, maar eerder wat bedoel is om hier geestelik raak gesien te word. Want daar's 'n paar kontraste wat hier plaasvind. Eerstens, Yeshua is op pad na 'n man, 'n nederige man wat op 'n stadium vuil siek was. Maar wat Yeshua nooi en toelaat teenoor 'n genadeloose, goddelose, ryk hoëpriester Kajafas met sy paleishuis en die bose sameswerings van hom en ander Joodse godsdienstige leiers om hom dood te maak. Simon die nederige, die getuisterde, maar nou geneesde en gewone man is besorgd en hy bied met gasvryheid vir Yeshua en sy disippels gedurende hierdie feestydperk 'n plek om te kom. Die hoëpriester en priesters en die godsdienstige kerkleiers, hulle is uit. Hulle is uit om Yeshua te kruisig, want hulle eie status is in bedreiging. Musiek is dit nie. Dan hoor verder wat gebeur, Matteus 26 vers 6 tot 13. En toe Yeshua in Betanië was in die huis van Simon die melaatse, kom 'n vrou na hom met 'n albaste fles, met baie kosbare salf, en sy gooi dit op sy hoof uit, terwyl hy aan tafel was. En toe sy disippels te sien, was hulle verontwaardig en sê, waarvoor is hierdie verkwisting? Want hierdie salf kon duur verkoop en die geld aan die armes gegee word. Maar toe Yeshua dit merk, sê hy vir hulle, waarom val julle die vrou lastig? Want sy het 'n goeie werk aan my gedoen. Want die armes het julle altyd by julle, maar my het julle nie altyd nie. Want toe sy hierdie salf op my liggaam uitgegooi het, het sy dit gedoen met die oog op my begrafnis. Voorwaar ek sê vir julle, oral waar hierdie evangelie verkondig sal word, in die hele wêreld, sal ek ook gespreek word van wat sy gedoen het, tot 'n gedagtenis aan haar. Met ander woorde, in Simon die melaatse se huis kry jy ook twee gevalle, twee kontraste, twee persone. Die vrou wat haar alles gee en 'n disipel wat verontwaardig is. 'n Vrou wat doen soos wat Ruach HaKodesh, die asem van Abba Vader haar lei, en 'n man wat in rebellie en in opstand kom en bereid is om sy Messias te verraai vir geld. So om oor te ponder, en hiermee gaan ons vandag afsluit. Miskien was die disipel Judas wat verontwaardig was, juist die melaatse. Hy was juist dalk die een met die onrein gees wat binnekort verduidelik was vir almal om te sien. En miskien agter die skerms alles het dit nie so seer gegaan oor geld nie, maar wel opstand of rebellie, die eie ek, en is juist rebellie wat melaatsheid veroorsaak. Maar die vraag is egter, tabernakelskind van Abba, wie is ek en jy op hierdie Pasga? Is ek en jy die persoon wat alles sal gee die Pasga, soos hierdie vrou wat haar albaste fles breek? Of is jy die disipel wat verontwaardig is, dat die Judas, die een wat onrein is en wat sit met 'n onrein gees? Wie is jy? Mag Abba sy asem, sy ruach vir ons verder hierop wys. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir u woord. Vader, ek loof en ek prys u. Vader, ek wil voor u kom en ek wil myself gee as lewende offer. Ek
wil doodgaan in die eie ek. En ek wil my alles gee vir U. Ek wil vul my met die asem, vergewe my sondes, was my met die waterbad van die woord en kom leef in my. Ek wil U aanbid in waarheid en in gees. Meer en meer van U verborgde manna, U geheimenisse. Ek bid dit alles in Yeshua HaMashiach se naam, die Seun van Jod-Hê Waw-Hê. Amen. Shalom.